Goeiemôre almal. Baie welkom hoor. Ja, dis sommer ek dink vir die dorp en vir die gemeenskap sommer 'n lekker dag. Ons was die van julle wat gister in Vicksburg was. Dit was regtig nogal lekker. Twee van ons skoolse spanne, die onder 15 A's en die eerste span is gister hulle laaste die finale gewen en is toe gekroon as die Griffins Platteland wenners. Dit het lanklaas gebeur. En die lekker van alles is net die eerste span het teen Hoopstad gewen. Ja, en hulle het die seisoen 2 keer reg gekry. In die liga het Hoopstad ons gewen. En toe in die aanvanklike streekfinaal in Welkom, toe speel ons teen Hoopstad, toe wen ons hulle. Toe het hulle weer in 'n ander ding gaan speel om toe wen hulle weer daar, toe kom ons weer in die finaal teen mekaar. En toe wen ons. Nou moet ek sê, ek het dit daar vir almal gesê, dit was baie nader as wat die telling dit sê. Die telling is 28-19 gewees, die eindtelling. Het was maar tot op die einde was ons 13-12 agter. En toe was ons 15-13 voor vir baie lank. Wat hulle is maar so 'n bietjie laat ons senuweespiere geoefen het. En toe is daar 2 vinnige pragtige drieë gewees. So, vir al daai kinders wat daar gespeel het, lyk my vanmôre is heel wat van ons wat wekkers met krag werk en hulle het nie afgegaan vanmôre nie. Vermoed hulle slaap nog, maar baie geluk voor en ook vir die skool. Anilda, sê asseblief vir hulle, sê baie geluk. Kyk asseblief na die aankondiging. Daar is julle lys van verjaarsdae die week. Vanmôre tannie Marie Boshoff en Tessie Katz en Dirk Eys, baie geluk. Deur die loop van die week almal wat verjaar van ons ja, daar's kinders en groot mense en alles, en dan die later in die week dan die Thelma de Bruin. Weet, so baie geluk vir almal van julle hoor wat die week verjaar. Ook geluk Raymond en Marnie Erasmus het nie die week nie, vorige week 'n baba dogtertjie ryker geword. Bietjie vroeg gebore, sy was 'n rukkie intensief, maar sy het gister donderdag ontslaan. So ons is baie bly, oupas en oumas en almal, sy hele span oupas en oumas en ouma grootjies en alles hier by ons in die gemeente, so baie geluk hoor vir almal van julle. Julle sien die program vir die week daar, die siekes, sy name is die wat ons laasweek ook genoem het. Al wat bykom is tannie Alet Maree, sy was die week in vir 'n prosedure en sy sterk aan by haar dogter Klerksdorp. Nee, sy by in Klerksdorp, ja. En dan kyk maar net daar die dankfees, die 30ste Augustus, maak 'n knoop in die ore asseblief. Daar is luister by die deure. Skryf asseblief jou naam op. Kom, bring jou mense en almal saam. Jou hele gesin en familie en bring jou vriende. Moedig die mense in die blokke aan om te kom die dag lekker saam met ons te kuier, te kom eet. Ja, sommer net die Here se goedheid en sy seën en sy versorging saam te vier. Dis 'n dankfees. Elke dag is 'n geleentheid om die Here te dank en ek hoop jy doen dit. Maar daar is so 1 keer 'n jaar wat ons in die gemeente dan sê, Here, alles wat ons het kom van U af. En ek nooi jou regtig graag uit daarna toe. Die dames, Judith, sal jy môre vir ons op die blokke sommer net sit? Wat doen elkeen? Asseblief dat ons net dat almal net kan herinner word daaraan. As jy nou ons staan vanmôre stil by Hooglied. Ek dink dit is seker een van die mees geleesde boeke in die Bybel. Ja. En die wonderlike is mos nou dat ons deesdae werk ons mos nou digitaal en ons werk op die cloud. En dan as die krag nou in 'n plek soos Viljoenskroon vir 24 uur af is, dan werk niks meer nie. Nie die krag nie Vodacom nie die internet nie, niks werk nie. So dan al die werk wat jy deur die loop van die week op die cloud gedoen het, word nou deur die engeltjies gelees. Want jy kan net nie daarby uitkom nie. Dis die lekker daarvan. So, ek het daarom so op 'n manier hulp gehad om daarom by van die goed te kom. So, ek hoop dat dit
dat dat die Here jou seën vanmôre, weet, en ek sal later ietsie daaroor sê. So ons gaan so 'n bietjie saam kyk na Hooglied. Kernwaarde van Hooglied is natuurlik liefde. Daarom is 'n groot deel van ons liturgie ook draai rondom liefde, God se liefde vir ons en ons liefde vir hom en vir mekaar. En ons begin vanmôre sommer met 'n geloofsbelijdenis, lied 491. Ek het Jesus lief. Dis vanmôre ons belydenis, dis vanmôre weet amper die eerste noot wat geuiter word as ons hier saam is om te sê, Here, ons is hier want ons het U regtig lief. Ek gaan vra dat ons opstaan vir die sing van die lied, en dan kan julle net so bly staan vir die foto met die seëngroet, en daarna sing ons lied 334 saam. Heb Jesus lief, hy is my lig en krag, hy sal in nood en angs my nooit verlaat nie, hy bly my redder, al het ek nie raad nie, hy maak my vry van stand en sonde mag, hy het ons lief en maak ons harte rein, eervoort en geestdrief, hy niemand van sonde, ons is nie meer aan wat en skuld gebonde, hy laat sy heelal weer in ons beskyn, verlost is joy en wees in Christus vry, laat ons aanbidden, saam voor hom verwade, tree dankbaar singen, tot die Here dade, wie verdien ons loflied meer as hy. Prys die Here, want hy is goed, ja, vir ewig duur sy troue liefde. Dat Israel sê, vir ewig duur sy troue liefde. Laat die huis van Aaron sê, vir ewig duur sy troue liefde. Laat die wat vir die Here ontzag het sê, vir ewig duur sy troue liefde. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste liefde gehad het, en in liefde ons vergeef. Hy die bron van liefde leef, deur sy gees die wondergawe, tot hy wederliefdesvrucht, en die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfvertrouwd. As die Vader in sy liefde, dan die sondaar maak tot kind, mag sy seun alweer gestalte in ons doen en laat vind. Hulle kan gerus sit, dankie. Die apostel Johannes staan bekend as die apostel van liefde. Dis ook die apostel wat ons in die Bybel lees, Jesus baie lief gehad het. En hy skryf, eintlik die Johannes Evangelie, is liefde 'n baie
baie sentrale kernwaarde. En dan skryf hy natuurlik die 3 briewe, 1, 2 en 3 Johannes. En veral in die eerste brief lees ons geweldig baie oor liefde, wat hy deel oor liefde. En ek deel vanmôre sommer net met jou 2 verse, 1 Johannes 3, vers 11 en vers 16. Vers 11 sê, want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. En dan vers 16, hieraan ken ons die liefde, dat hy vir ons, dis Jesus, dat hy vir ons sy lewe afgelê het, ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Kom ons dink vanmôre sommer net vir 'n oomblik oor hoe liefde, wat so 'n rol dit in ons lewens speel. Dit is amper iets wat ons al soveel keer gehoor het. Johannes sê hier, dis die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Hy praat met die gelowiges van daardie tyd. So Jesus se hele bediening het die kernwaarde van liefde gehad. Dis wat hulle van die begin af gehoor het. En tog is dit een van die dinge wat ons dikwels steeds so baie mee sukkel, né? Is baie keer vir ons lekker en makliker om te sê ek word liefgehê, maar die toets kom by hierdie ding van ons het van die begin af gehoor dat ons mekaar moet lief hê. Vers 16 wat sê, hieraan ken ons die liefde. Nee, dis wat Jesus vir ons gedoen het. En dan, ons behoort ook bereid te wees om ons lewens vir mekaar af te lê. Dis hoe ver hierdie liefde strek. Dis die uiteinde daarvan. Kan ek maar vanmôre net met jou deel, dat God die bron van liefde is. God is liefde. Ek gaan net nou ook weer ietsie sê daaroor, as ons oor Hooglied gesels, en soos die lied nou sê wat ons gaan sing, waar God is daar ook liefde. Nee, waar God ook in ons teenwoordig is. Daar kom die vrug van die Gees. Liefde is die heel eerste een. Liefde, vreugde, vrede, geduld, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheers. Liefde heel eerste. Paulus, oor en oor in sy briewe, dit kom in verskillende rangordes voor, maar geloof, hoop en liefde. Hierdie 3. Kom ons erken net dat wanneer die Here se liefde in ons lewe, dan beleef ons iets van God se teenwoordigheid. Kom ons sit so, dan sing ons lied 526 saam. Van mense en engele, maar ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword. En al profeteer ek en begryp ek alle geheime en besit ek alle kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit en gee ek my liggaam oor, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie, is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie. Jaag nie eie belang na nie, is nie liggeraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde faal nooit nie, maar profeseë, dit sal tot 'n einde kom, of tale, dit sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan, want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik, maar wanneer die volmaakte gekom het, sal wat gedeeltelik is, ophou bestaan. Toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind,
Nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Nou sien ons wel 'n geheimenisvolle beeld, soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Kom ons staan op en dan sing ons lied 530. Praat ek mense enkele tale, maar dis nie uit liefde nie. Is my woorde al symbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitken, berge deur geloof versyn. Of al het ek al die kennis sonder liefde is ek niks. Sonder liefde sal my gawes al my ywer my nie baat. Met die liefde onbaatsigtig, my woorden met goed die kwaad. Onrecht kan ek nie verdra nie, dit is met die waarheid my. Deur vergifnis op verwagting kom die mense in ons by. Al die tale profetieë, met die tyd gaan dit verby. Met die liefde die volmaakte, kom en sal vir altyd bly. Wat geloof gee troos en rigting, na die toekoms wyk die hoop. Liefde is en bly die grootste liefde, sy die lewe koop. Dankie, julle kan sit. Julle die hartseer deel van gebrekkige liefde beleef het? Van julle is hier, van ons wat hier is vanmôre, is hier omdat ons weet alleen omdat ons dalk 'n geliefde aan die dood afgestaan het. So ons staan elkeen vanmôre met ons eie harte, individueel, voor die Here. Die Here ken jou hart, hy ken jou omstandighede, hy ken die situasie waarin jy leef, hy ken ook die situasie waaruit jy kom. Hy weet wat hierdie liefde gawe vir jou beteken. Die feit van die saak is, Hooglied is in die Bybel. Ek het nie vanmôre, ons gaan nie sommer uit 'n vreemde boek uitlees nie, dit is hierin, in die Bybel. Wat beteken dat dit deel is van God se woord. En dat ons nie maar sommer net ligtig daarby kan verbygaan en maak asof dit nie deel is van God se openbaring aan ons nie. Dis deel van die Bybel. En dan is dit ook nog deel van die wysheidsliteratuur. Nou het ek het nou oor toe ek Psalms en Spreuke en Prediker gepreek het in Job, wat almal deel is van die wysheidsliteratuur, het ek gesê, dit maak dit nog so klein bietjie moeiliker, want ons, as ek en jy nou 'n gedig lees, byvoorbeeld, dan, as jy 'n Afrikaanse gedig lees, dan het jy waarskynlik so 'n bietjie van 'n verwysingsraamwerk, kom ons noem dit sleutels, waarmee jy die beginsels en die waardes van 'n gedig kan oopsluit. Selfs al is dit nou nie 'n storie wat vertel word nie, jy kan die gedig lees, en uit die digterlike wêreld uit kan jy die boodskap trek, omdat jy verstaan, wat is die agtergrond waaruit geskryf word. Nou, dis juist wat dit moeilik maak met die Bybel se wysheidsliteratuur, is ons het nie daai sleutels nie. Ons verstaan nie, daar word goed gesê en verduidelik, wat die mense van daardie tyd 100% sou verstaan het, maar wat ons vandag so bietjie mee sukkel. So dis nie maklik om die wysheidsliteratuur te lees in die Bybel nie. Maar dis geen rede
om dit net af te vee van die tafel af nie. Want die kernvraag van die wysheidsliteratuur is eenvoudig: hoe leef ek as kind van God sinvol en betekenisvol? En dis vanmôre ook die vraag eintlik. Hoe leef ek as kind van God sinvol en betekenisvol? En dan vanmôre hier gaan dit baie, baie besonders oor binne die huwelik. Binne daai verbintenis wat God vir ons gee. Nou Hooglied, al baie verskillende indelings. Ek sit vinnig een op die bord, sommer net dat jy saam met my dit net kan deurgaan. Weet, en dit min of meer, ek gaan volgende week gaan ek weer oor die gedeelte of oor die boek preek. Vanmôre, jy sal nou sien as ons die indeling lees daar, vrou se eerste droom en dan die man se reaksie, vrou se tweede droom en dan die reaksie, vrou se derde droom en die reaksie, vrou se eerste nagmerrie. Ek moet hom gaan soek, loop hy nie ergens rond nie. Dan is daar skielik geen reaksie. Vrou se vyfde droom, vrou se tweede nagmerrie, vrou se, hoe kan daar twee eerste nagmerries wees? Hy spring so oor. Ekskuus. Goed. Die punt van die saak is dat ek kan maar sê, Christina Landman het die indeling gedoen, en dis hierdie tussenspel tussen droom en nagmerrie, sprokie en ellende, wat die vrou, wat die skrywer, wat die verteller eintlik die verhaal mee verwoord. Vanmôre gaan ek so 'n bietjie oor die droomgedeelte praat, en volgende week dalk so 'n bietjie oor die nagmerrie gedeelte. Hooglied gaan oor 'n verhouding. Die Bybel gaan oor verhoudings. Ek het dit al baie keer gesê, die Bybel is 'n verhoudingsboek. God is 'n verhoudingsgod. Van die begin af gaan dit oor verhoudings. Daar in die tuin van Eden is die eerste ding wat die mens doen na die sondeval, hy kruip weg. Hoekom? Want die verhouding is gebreek. Nee? Nie net die verhouding met God nie, ook die verhouding tussen man en vrou. Hulle beklei onmiddellik met mekaar. Die verhouding met die skepping is gebreek. Elke liewe verhouding wat daar is in hierdie wêreld word gebreek by die sondeval. En dit maak dit vir ons eintlik moeilik in die tyd wat ons leef, selfs na Jesus, want ons het nog deel ook van daardie gebroke verhoudings. Die verhouding tussen 'n man en 'n vrou begin met vlerksleep en rooi aksientjies en al daai lekker dinge en die vlinders in die maag en alles. En loop uit, soos dit veronderstel om te wees, op 'n huwelik. In die eerste gedeelte wat ek saam met jou lees, jy kan maar net op die bord volg, ek gaan so 'n paar gedeeltes, nie 'n paar nie, ek gaan 2 gedeeltes lees, maar in hoofstuk 3 hoor ons dan die vrou praat, en sy beskryf eintlik haar huwelik. Wat kom daar aan uit die woestyn, so suile rook omhul van mirre en wierook, van al die beste speserye van die handelaar. Kyk, dit is Salomo se draagstoel, omring deur 60 dapper manne, van die dapperstes in Israel. Almal bedrewe met die swaard, ervare krygers, elkeen met sy swaard op sy heup, bedag op nagtelike gevare. Koning Salomo het vir hom 'n draagstoel gemaak van hout uit die Libanon. Die style het hy van silwer gemaak, die dak van goud, die sitplek van purperstof. Die binnekant is uitgevoer met leer. Meisies van Jerusalem, kom uit. Meisies van Sion, kom kyk na koning Salomo, na die kroon waarmee sy moeder hom gekroon het, op sy troudag, die dag toe sy hart oorstelp van vreugde was. Sprokiesagtige begin. As baie van julle terugdink aan julle huweliksdag, die van julle wat wel getroud is, dan is dit hierdie sprokie. En kan ek net daaroor sê, ek dink ons druk deesdae die beginsel of die gedagte van 'n sprokie so klein bietjie ver. 'n Sprokie hoef nie 200 000 rand te kos nie. Natuurlik wil ons hê dat ons bruide spesiaal moet voel en alles, maar ja, sommer my persoonlike opinie. Maar dan soos wat 'n mens nou verder lees, hy vertel nou van hierdie huwelik wat begin. Maar soos wat 'n mens verder lees, kom jy vinnig agter, maar die realiteit begin so stadig inskop, en dis waarskynlik met elkeen van ons ook so. Soos wat 'n mens nou getroud is en langer getroud is, so aan. Kom daar mos nou allerhande goedjies
weet, ops en afs. Partykeer gaan dit 'n bietjie beter en partykeer gaan dit bietjie swaarder en weet, so gaan ons maar deur die lewe. Partykeer is die afdraande baie sleg en die opdraande baie lekker, maar ja, so gaan ons maar aan. Die lewe is 'n realiteit. En die ops en die afs van die lewe in die huwelik is ook 'n realiteit. En dan kom die Spreuke, die skrywer van Hooglied hier in hoofstuk 8. Die laaste hoofstuk, dan lees ons daar van vers 5 af. Die koor wat sing, wie is dit wat daar uit die woestyn kom, aan die arm van haar liefste? En dan antwoord die vrou, onder die appelboom laat ek jou ontwaak, daar het jou ma met jou swanger geraak, daar het sy wat swanger was jou in die wêreld gebring. Dra my soos 'n rolseël teen jou hart, soos 'n rolseël aan jou arm, want liefde is kragtig soos die dood, hartstog meedoenloos soos die doderyk. Die liefdesgloed is 'n vlammende vuur, 'n verterende vlam. Baie water kan die liefde nie blus nie, riviere kan dit nie wegspoel nie. As iemand alles in sy huis aanbied in ruil vir liefde, sal hy diep verag word. Kom maar broers, antwoord, ons het 'n jong sustertjie nog sonder borste. Wat sal ons vir die sustertjie doen? Die dag wanneer om haar hand gevra word. As sy 'n muur is, sal ons 'n silwer verskansing op haar bou. En as sy 'n deur is, sal ons haar met sederplanke afsper. En dan sê hy, ek is 'n muur. My borste soos torens, toe word ek vir hom soos 'n stad wat vrede aanbied. En dan antwoord die bruidegom, Salomo het 'n wingerd besit by Baal-Hamon. Hy het opsigters aangestel wat 1000 silwerstukke vir vruggebruik moes betaal. Vriende, daar moet ons geen twyfel wees dat dit wat in Hooglied geskryf word, is 'n liefdesverhaal tussen 'n man en 'n vrou. Met al sy ops en afs, ja, maar dit is 'n geskenk van God. En dit moet ons môre mekaar, as ons begin herinner ons mekaar daaraan. Dit is 'n geskenk wat ek en jy van God ontvang. Ek het net na die sondeval verwys, voor die sondeval. Die mooi daarvan is, en ek het dit al baie keer gesê, ek sê dit maar net weer, na elke skepingsdag sê die Here, dit is goed. Die eerste ding waaroor hy sê dit is nie goed nie, is Adam se alleenheid. En dan skep die Here vir Eva uit Adam. Adam word uit die grond gemaak. Eva word uit die mens gemaak, uit die man. En dan sê die Here, en dit is baie goed. Dit is baie goed. Dis God se bedoeling met die huwelik. Dit is God, en dit moet ons hoor, ten spyte van al die seer en die swaar kry, wat mense dikwels beleef in die huwelik. Dis nie God se bedoeling nie. God se bedoeling is vreugde, is geluk, is liefde, is daardie soort liefde wat bereid is om homself of haarself te gee vir die ander een. Dit is bedoel om elke dag uit te roep. Dit is baie goed. En hierdie spesiale band wat daar kom tussen man en vrou is nie iets wat deur die mens gemaak kan word nie. Dis nie iets wat ergens te koop aangebied word nie. Ons kan nie gaan inkopies doen daarvoor nie. En dis juist die probleem in die dag waarin ons leef, is dat die wêreld bied soveel goed aan wat te koop is, asof dit die vreugde van die huwelik en die liefde binne die huwelik kan vervang. En dit kan nie. Mense wat hierdie goed koop of hulle vergryp aan hierdie dinge wat die wêreld aanbied, om 'n leemte in ons harte te vul, maak daai leemte eintlik al groter en groter en groter, want hoe meer ek buite God se wil beweeg, hoe verder word daai gat uitgehol en weggekalwe. En hoe groter behoefte het ek aan goed om te kry. En uiteindelik is dit 'n lewe wat onvergenoegd eindig waarskynlik. Omdat dit wat God bedoel het, nooit in daai gaatjie ingesit word nie. God is die bron. God is die bron nie net van die liefde nie, maar ook die bron van die huwelik. Die bron van die liefde wat binne die huwelik moet wees. Dit kom nie uit hierdie wêreld nie. Die kernwaarde waarop die hele huwelik, waarop elke verhouding gebou word, maar soveel meer die huweliksverhouding is liefde.
geen wonder dat die Bybel, dat Johannes oor God sê, God is liefde. God is liefde. Beleef jy in jou huwelik nog iets van daai geskenk wat jy van God af gekry het? Besef jy nog wat jy ontvang het? Want ek dink dis deel van die moeilikheid van hierdie wêreld en van ons eintlik in hierdie wêreld is dat ons begin later leef asof dit vanselfsprekend is. En asof dit maklik kom. En dan op 'n stadium dan vind jy uit, maar dit wat ek gedink het kom maklik, kom nou nie meer nie. En ons moet mekaar herinner daaraan. Dus jy moet doelgerig jouself herinner daaraan. En ons moet mekaar herinner daaraan. Weet dat dit wat ons ontvang het, kom nie vanselfsprekend nie. Dis vrek harde werk. Om 'n verhouding te laat werk, enige verhouding te laat werk is harde werk. Maar om 'n huweliksverhouding te laat werk is nog harder werk. Daar moet heeltyd insette kom van albei kante af. Ons moet sekere goed bewaar en sekere goed vermy. En ek gaan nou nie vandag daarop in nie, dalk volgende week. Maar dis belangrik dat ons besef 'n huwelik gebeur nie van self nie. Dit wat twee mense aan mekaar verbind, tot verbinding bring, dis God en dis liefde. Maar dit wat ons verbind hou aan mekaar, is om te leef in daardie liefde. En dis harde werk. Om by die bron stil te staan, mans en vrouens, om ons te laat vul deur die lewende water, deur ons lewens te laat bepaal deur wie God is, nie deur wie ons is of enige iets anders wat die wêreld aanbied nie. 'n deel van daai besonderse vreugde is ook die seksualiteit wat binne 'n huwelik hoort. Dis die mooiste gawe wat God vir ons as huweliksmaat gee. Daai intimiteit. Dis die veiligste plek veronderstel om te wees tussen 'n man en 'n vrou. Daar waar ek sonder enige beskerming saam met my huweliksmaat is. En dis juist die ding waar die wêreld en waar die duiwel vir ons aanval. Dit breek daardie veilige ruimte. Dit vernietig dit wat vir God so kosbaar is. Dit maak iets wat ongelooflik kosbaar en mooi is, maak dit baie keer vuil. Die oomblik wat ons buite God se riglyne beweeg. Die oomblik wat ons nie erns maak daarmee om te vra, Here, hoe wil U hê moet dit nou werk nie? En dit is ook in die huwelik natuurlik so. En ook in seksualiteit is dit so. Here, wat is U rigting? Wat is U manier? Hoe wil U hê moet dit ons huwelik bou en nie breek nie? En kan ek nou maar sê, ons praat swaar oor die goede. Dis deel van die rede hoekom jy nie eintlik al 'n preek uit Hooglied gehoor het nie, of dalk 1 jare terug. Is omdat predikante te skaam is om daaroor te praat. Te bang is, hulle sê iets verkeerd. Kan ek maar net vanmôre dit sê, ek verstaan die hele ding van dis intiem en dis persoonlik en dis privaat, natuurlik is dit. Ons gaan mekaar nou nie vanmôre vermaak deur vir mekaar te vertel hoe werk dit nie. Maar wat ek wel moet doen vanmôre is om vir jou te sê, dis 'n gawe uit God se hand. Dis 'n plek waar die liefde tussen 'n man en 'n vrou groei en moet groei. Dis die veilige plek waarop die vertroue wat daar moet wees tussen 'n man en 'n vrou gebou word. Op 'n manier is dit die hoogtepunt van ons saamwees. En dit is nie bedoel vir die donkerte nie. Ek dink deel van die hartseer wat ons baie keer beleef in mense se lewens is omdat ouers nooit regtig met hulle kinders oor dit gepraat het nie. Onthou julle, ek ben my ouers se gesprek met my oor die goeie was so 'n klein blou boekie wat seuns moet weet. Het julle ook daai boekie? Ja, ek het hom nie meer nie. Ek het hom lankal verloor. Ek het hom nooit gelees nie.
Ek het maar geleer by trial and error. Kan ek nog vanmôre vir die ouers, vir die oupas en oumas sê, as jy wil hê jou kind moet gelukkig getroud wees, tot die dag, tot death do us part, dan moet jy tyd maak om met jou kinders hieroor te praat. Jy hoef nie die detail te gee nie. Maar hulle moet verstaan hoe kosbaar dit is. En hoe mooi dit is. En wat die bedoeling is. Lyk my ons het weer krag. Het ons krag? Daar is hy. Ons het lig in ons lewe. Is te laat. Help my nou niks nie. Dis nie iets vuils nie. Seksualiteit binne die huwelik is nie iets vuils nie. Dis kosbaar. Wanneer dit buite die huwelik gaan, dan weet jy mos nou, dan val alles uit mekaar uit. Dan breek dit harte, dit breek mense, dit breek verbintenisse. Dit is net 'n vernietigende stroom. Wanneer ons hierdie kosbare geskenke van God, wat binne die huwelik hoort, buite die huwelik probeer soek. En baie van julle wat vanmôre hier sit, ken daai seer. Ken daai stukkend. God se bedoeling is dat dit soos 'n skoon bergstroom is. Nee. Waar jy kom, in die oomblik as jy daar kom, kom jy sommer tot rus. Jy wil sommer daar op 'n klip gaan sit. Jou skoene uittrek en in die water sit. Dit koester jou. En dan, soos wat ons buite die lyne van God se woord beweeg, so kom daar stukkies gemors in daai stroom. En eers lyk dit nie vir ons so erg nie, dis net 'n enkele bottel dalk of so. Hy staan nou nog daar, iemand het hom vergeet. Maar wanneer die water afkom of die wind waai, dan waai hy om en nou begin hy in daai pragtige stroompie afgaan. Skielik is daar iets wat in die stroom dryf wat nie daar hoort nie. En dan oor tyd kom daar meer en meer. Weet, later is dit 'n versamelingkie, maar weet, in die water word sommer troebel ook. Maar dit is dan nou nog nie so erg nie, daar is dan nou 'n klomp plekke waar die water nog redelik skoon is. Of ten minste so is dat jy daarna kan kyk en dat jy daar naby kan kom. Maar uiteindelik, as jy nie ergens langs die pad besef, ek kan nie aanhou gemors in hierdie stroom gooi nie, dan raak dit 'n stroom wat geen lewe meer het nie. Vol gemors. En dit is in die huwelik ook so. Die oomblik wat ek beweeg buite God se plan, buite God se raamwerk. Die oomblik as ek dink, maar ek kan hierdie geluk, hierdie liefde, hierdie gawe koop, of ek kan dit op 'n ander manier gaan soek, mense sal nie weet nie. As dit plastiekbottels en gemors, wat ek in God se stroom gooi. Nie my stroom nie, God se stroom. Want die verbintenis wat daar is tussen jou man en jou, tussen jou en jou man of jou en jou vrou, is 'n goddelike verbintenis, is 'n goddelike stroom. En al wat ons roeping is om dit te beskerm, om dit te koester. Haar eerste foto sê God is die bron. En daai verbintenis is heilig. En ons is vir mekaar bedoel. Ons is gemerk vir mekaar. Jy gehoor toe ons gelees het sy gepraat van 'n rolseël. Dra my soos 'n rolseël in jou hart, soos 'n rolseël aan jou arm. Wat 'n ding is 'n rolseël? Weet jy? Nee, jy sal waarskynlik nie weet nie. Daai dingetjie wat daar is, daai koper dingetjie, goud. Dis 'n rolseël. As 'n bruidegom nou regtig baie lief was vir sy bruid, dan het hy vir haar so 'n dingetjie gegee, 'n rolseël, en dan sy dit of as 'n halsnoer om haar nek gedra en 'n kettingkie of aan haar arm gebind. En daai merkies wat op daai rolseël is baie uniek gekies vir elke huwelik of vir die bruidegom gekies. En die bedoeling is dat wanneer hulle daai rolseël gebruik, en soos wat jy nou maar 'n baie ou wasstempels gehad het, as jy daai rolseël oor 'n stukkie klei of iets sou rol, dan word daai merkies afgedruk. En dan wat sê dit eintlik? Aan wie behoort jy? Aan wie is jy verbind?
En as hy hier sê, dra my soos 'n rolseël teen jou hart, dan sê sy eintlik, ek wil hê dat almal moet weet, ons is aan mekaar verbind. Ons is gemerk vir mekaar. Uiteindelik beteken dit dat die wêreld saam met ons sal uitroep, dit is baie goed. En dit vat harde werk, daar's baie hulpmiddels. Ek wil jou regtig vanmôre uitnooi as jy ergens met 'n verhouding, veral met jou huweliksverhouding sukkel of dinge hak of wat, kom praat met my. Daar's baie maniere wat ons mekaar kan help. En dit is nou nie asof my huwelik 100% lekker is al die tyd, nie veral nie vir Corneille nie. Ek onthou, Chart was net so groot seentjie. Dit ons nou woorde oor 'n ding, ek kan gelukkig nie meer onthou wat nie. Maar nou is ons in die kamer en die deur is toe, maar nou ons kronjees het mos nou 'n moeilikheid. Ons fluister dan hoor die wêreld. Met Corneille het op besluit om gesê, moenie op my skree nie, te sê ek het nog nie eers hard begin praat nie. Maar die dag hoor Chart toe nou in sy kamer, hier's nou 'n gemors. Dit werk nou nie reg nie. En toe ek nou studeerkamer toe is, en toe stap hy in die kamer en toe vra hy, mamma, gaan julle nou skei? En gelukkig Corneille hou sy kop, sy sê nee, maar op die stadium hou ek net niks van jou pa nie. Ja, jy kan nou gegil, jy het dit gedoen. Daar bestaan nie so ding soos 'n perfekte huwelik nie. Maar ons kan mekaar help. Ons kan mekaar help op 'n pad om daarom so na as moontlik te kom aan God se bedoeling. Om daarom so ver as moontlik te leef met 'n borrelende stroom God se liefde in ons lewens. Dit kan ons doen. Daar's 'n baie bekende boekie, sommer net een van die hulpmiddels wat daar is. Dalk van julle het dit dalk nog gekry om voor te berei vir julle huwelike, die tale van die liefde. Wie het dit al gelees? Tale van die liefde, dit gaan maar net daar, hier is 'n paar. Gaan maar net daaroor dat ons van mekaar verskil en dat elkeen van ons beleef liefde ook op verskillende maniere. Ek het al soveel kere met huwelikspaartjies gesit en dan sê die man of die vrou, maar ek beleef net niks van jou liefde nie. Dan sal die ander een sê, maar ek doen dit en ek doen dit en dan sê sy, ja, jy doen dit, maar ek beleef nie liefde daar nie. Ons het elkeen 'n liefdestaal, so sê die skrywer van die boek. Wat is jou liefdestaal? Elkeen van ons verskil. Daar's 2, 4, 5 liefdestale. Eerste is woorde van bevestiging. Daar's mense vir wie jy kan toegooi onder die geskenke. En dit gaan niks beteken nie. Al wat sy nodig het, of al wat hy nodig het, as hulle in die huis instap, 'n druk om te sê, ek is bly jy's hier. Ek is lief vir jou. En maak nie saak wat in die dag gebeur het nie. Alles is geskiedenis. My dag is gemaak. Dalk is jy so. Dan die tweede taal van liefde is kwaliteit tyd. Jy kan drukkies gee en liefkoos en maak wat jy wil, maar as jou huweliksmaat beleef jy hardloop in en uit heeltyd, jy het nie tyd nie, jy weet daar's nie rooi ligte. Die derde is liefdesdade. Of geskenke, die derde is geskenke. Ek dink baie mans dink dat ons vrouens se liefdestaal is geskenke en dan is dit dalk nie. Jy mors jou geld, hoor. Ja, gaan kry vir jou ietsie lekkers. Dit help nie, jy gooi iemand toe met geskenke wat se liefdestaal woorde van bevestiging of kwaliteit tyd of liefdesdade of aanraking is nie. Van die vierde een is liefdesdade. Dis daai klein dingetjies soos om 'n koppie koffie of 'n koppie tee in die môre langs die bed neer te sit sonder dat iemand jou gevra het. Om sommer net 'n kar in te trek in 'n motorhuis wat nog buite staan as dit begin koud word. Eenvoudige, praktiese dingetjies. Deel van die lewe, alledaagse dingetjies. Beteken vir mense baie. Dan aanraking. Party mense het regtig 'n behoefte daaraan om jou te voel. Met 'n hand op 'n hand wat 'n hand vashou of 'n hand op 'n been of net naby lê in die bed of wat ook al.
Wat is jou liefdestaal? En weet jy wat jou vrou se is? Of jou man se is? Want partykeer hoef dit nie so harde werk te wees nie. Jy hoef nie te leer deur trial and error, soos die Engelsman sê nie. Daar is maniere om mekaar te help. Uiteindelik, ek sluit af, moet ons moeite doen om te leef uit die bron, uit God se liefde. Uit God se liefde vir my, uit God se liefde vir jou, en uit God se liefde wat hy vir ons gee, om met mekaar en met die wêreld te deel. Dan word die huwelik 'n wonderlike plek van veiligheid. 'n Plek waaroor ons droom. 'n Plek wat maak dat ons wakker word met 'n glimlag op ons gesig. Dis hoe God dit wil hê. Dit is baie goed. En al begin dit vir baie mense by 'n sprokie, moet ons sorg dat dit sprokie bly. En dat ook in die tye wat ons swaar gaan en wat ons deur moeilike tye gaan, dat ons toegewyd aan mekaar, aan God en aan mekaar bly. Daar kom tye wat daar hierdie, amper sê ek, verduiwelse gemors in ons riviertjies beland. Maar jy hoef nie te kies om met dit saam te leef nie. Jy hoef nie. Jy kan teruggaan na die bron toe. Uiteindelik staan ons ergens, het elkeen van ons of baie van ons gestaan voor 'n kansel. Nou die een staan, daar's hy. Weet julle hoekom staan 'n bruidegom regs en die bruid links? Watter man sit aan die linkerkant gestaan? En jou huwelik is mikke toe. Ek derg so. Hoekom staan 'n bruidegom aan die regterkant? Om sy swaard te pluk. Enige tyd wat daar gevaar kom vir die bruid of vir hulle, moet hy gereed wees om sy swaard te trek en te beklei en te beskerm. Die vrou staan regs, links. Haar sterk hand, die beklei hand, kan ek dit weer sê? Die beklei hand word vasgehou. Ek gaan houe kry as ek by die huis kom vandag, hoor, julle moet vir my bid. Nee, die vrou is die plek van koestering, van liefde, van versorging. Daar's baie simboliek in hierdie goed. Uiteindelik sê die Bybel, 2 vaar beter as 1. Nee. Baie riviere, ek dink hierdie is 'n foto van die Amazones se sameloop, maar dit is ook sigbaar daar waar die 2 Nylriviere bymekaar kom bo in Afrika. Vir kilometers loop die 2 kleure so langs mekaar. 2 verskillende riviere wat langs mekaar kom. Die een deel van die waarheid rondom 'n huwelik is dat die oomblik wat God ons aan mekaar verbind, dan is ons een. Dit sê die Bybel. En dit glo ek met my hele hart. Dan loop ons by mekaar. Maar baie kere loop hierdie 2 riviere nog verlang so langs mekaar. Binne dieselfde oewers, maar so langs mekaar. En so met die verloop van tyd vermeng die waters hier in die middel. En so raak die skeiding al minder en minder en minder, tot uiteindelik dit 1 rivier, 1 kleur, 1 water is. God is met jou op pad, binne jou huwelik. Op pad. Alles wat jy nou het, is nie noodwendig wat jy moet hê nie. Alles wat jy dink jy verloor het, hoef nie vir altyd verlore te bly nie. God is liefde. En hy is die bron vir die liefde binne die huwelik. Droom. Droom oor jou eie huwelik. Droom oor die huwelike van jou kinders en jou kleinkinders. Bid onophoudelik dat ons binne God se lyne en oewers sal bly. Ons gaan dit vanmôre vir mekaar doen. Ons gaan terwyl ons so bly sit. Een van die leemtes wat ek nogal het, wat ek baie keer vind ook met deesdae se venue troues, is dat hulle sing nie meer nie.
Daar's nie begeleiding nie, daar's niemand sing meer nie. En ons het seker kosbare huweliksgebede in ons liedboek. En ons gaan vanmôre een van hulle sing, lied 536. En ons gaan dit vir mekaar sing, vir mekaar se huwelike. Maar ons gaan dit ook sing vir elke ander huwelik in ons gemeente. So ons kan net so bly sit en dan sing ons lied 536. Sê vanmôre dankie met ons offergawes. Ons sluit af met lied 523, Goddelike liefdesbande. Vers 4 is weer 'n gebed. Laat ons liefde en gebede vir mekaar ons hegter bind. En as hy kom, die vors van vrede, mag hy ons so werksaam vind. Kom, ja kom, so roep die bruid en die gees verlangend uit. Onthou, ons kan nie aan die huwelik dink sonder om te dink daaraan dat ons deel is van Christus se bruid. Dat ons op sy pad is, dat ons op pad is na die wederkoms, wanneer die bruidegom kom om ons almal te kom haal. Ja, mag die Here ons so werksaam vind. Mag hy ons kry waar ons werk aan die liefde en waar ons liefde deel en waar liefde in ons lewens elke dag groei. Lied 523. Bande binden Jesus mense saam,
wêreldlande, die verlosstes in sy naam. In het Gees geloof en doop, in het Gees liefde hoop. Laat ons liefde en gebede verbetaar ons egterbind. As hy kom die vors van vrede, mag hy ons so werksaam vind. Kom ja, kom, so roep die bruid, en die Gees verlangend uit. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly by julle elkeen. Amen.